Toe Dwayne in ons kamer inkom, het ek reeds vir hom gesê, okay, vat jou sussie en gaan staan daar voor. Toe die krag afgaan met al die rook, kon mens nie asem gekry het nie. Toe hardloop ek na haar toe, vat ek haar kop en ek vat haar uit die huis uit. My swaar wyn was saam met my in die gang. En hy het op 'n stadium na sy kamer toe gehardloop en sy foon gekry en of probeer sy foon gaan kry en 'n beursie om die ambulans en al die mense te bel. Nou pad terug na my kamer toe trip die krag. Toe's alles pikswart en dit is rook, donkerder as die nag. Gelukkig is daar 'n stoel in my kamer, 'n houtstoel. En ek loop toe in hom vas en ek dog toe laat ek hom tel hom op en ek gooi hom deur 'n ruit. En terwyl die glasstukke nog val, toe spring ek deur. Toe hoor ek vir Wayne in sy kamer. Toe vat hy ek weet nie, ek dink hy het 'n stoel gevat of iets en deur die venster gebreek met die ding. Toe pas hy oor sy bedlening uit. Toe sy in die gordyne half toegedraai soos dat hy deur die venster probeer spring het. Toe ek die gordyne af, tel hom op en ek vat hom toe daarna toe ontplof die geyser. Skiet hy so 30 meter vlam in die lug op. Dit was 'n kwessie van seker 15 minute toe alles onder vlamme. Dit is 'n huge vlam. Die mure alles was aan die brand. So mense kon nie sien van waar af dit gekom het nie, van wat was, want alles was aan die brand. Die dak, die mure, alles. Ek het basically die housepipe saam my ingevat. So waar ook al ek kon spyt waar hardloop. Ek het die handsak hierso gegryp. Daar in die hoek van die kamer is my bedkas gestaan. Jy kan sien die kopstuk. Mens weet nooit regtig wat om te dink sulke tyd nie. Die eerste ding wat jy maar dink is gaan kyk so vinnig as moontlik en hulle moet uit die huis uit. Jy kan dit nie beskryf nie, dit is jou lewe weggebrand. Jy het geen heenkome nie. Ja, jy kan net op familie en vriende staat maak. En die reaksie wat ons kry van familie en vriende en ewen mense wat ek nie ken nie, dit is groot. Dit is lekker om dit te weet. Almal is 'n skok. Nou nog as iemand my bel, dan huil hulle nog. Het kon baie anders gewees het.